Alle oë is op die konflikte in die Oekraïne, Gaza en Taiwan, maar in Afrika woed ook 'n betekenisvolle dog subtiele stryd. Rusland, China en die westerse moondhede ding stilweg mee om invloed en toegang tot hulpbronne en strategiese alliansies. Nou, in hierdie stille geopolitiese skuif word Afrika nie net 'n speelveld nie, maar 'n aktiewe akteur wat die balans van globale mag kan verskuif. Kom ons praat volgende hieroor met Dr. Joan Swart, sy is 'n forensiese sielkundige met 'n MBA en 'n MA in militêre studies. Joan, goeiemôre, baie welkom hier om die tafel. Goeiemôre, baie dankie. Ek is baie bly om hier te wees. Ja, dit is 'n interessante onderwerp om oor te gesels met jou. Hoe sou jy kortliks beskryf wat tans nou in Afrika aan die gang is as dit by die groot moondhede en hulle invloed kom? Ja, dis nogal 'n baie interessante situasie wat ontwikkel het oor die laaste klompie jare, miskien dekades. So sedert die westerse moondhede Afrika verlaat het in die 60s, 50s, 60s en 70s meestal, sukkel meeste van die kontinent maar om stabiliteit te handhaaf. So jy het in die inleiding reeds die ander afleidings genoem, Oekraïne, Gaza, Venezuela, Taiwan, Syrië byvoorbeeld. Maar Afrika het ook dan 'n nuwe fokuspunt geword vir strategiese invloed. Tussen die Weste aan die een kant en China en Rusland aan die ander. Soos ons weet, Afrika is 'n ontsettende groot onderbenutte kontinent met baie potensiaal en dis hoekom almal se oë weer eens op Afrika is. Dit gaan oor toegang tot hawens, daar's grondstowwe, energie, diplomatieke steun wat belangrik is, militêre samewerking en dan tegnologie, en dit gaan al minder oor ideologie en dan ideologie van die verlede. So dis hoekom baie van die lande in Afrika het begin om hierdie mededinging pragmaties te sien en te benader. En baie van die lande verkies om te onderhandel om die beste geleenthede en voordele vir hulle en hulle burgers te kry. So jy noem dit die wisselwerking, 'n spel, is stadig en stil. En daar's definitief minder propaganda, meer strategie, maar dit is ook baie veranderlik. Soos regerings dan vorm en verdwyn. Ja, as 'n mens nou kyk na ons vasteland, watter lande sien jy as die invloedrykste spelers op die vasteland en hoekom? As ons kyk na die eksterne spelers, is dit maar meestal China, met hulle infrastruktuur, belangrike spoorlyne, telekommunikasie, mynbou, finansiering, bietjie militêre samewerking, ek sien dit meer as 'n komplementêre anker, insluitende dan in Suid-Afrika, waar hulle beleggings in sekere van ons infrastruktuur aangekondig het nou onlangs. Dan die tweede land is Rusland, wat fokus op sekuriteitsdienste, op wapens, opleiding, paramilitêre ondersteuning, en dan diplomatieke beskerming wat belangrik is vir albei van hierdie lande, en dan hulle as ons hulle sien as 'n groter multilaterale blok vir stemme in die VN byvoorbeeld. Dan aan die ander kant het ons die Weste, en ek groepeer VSA en EU saam, wat nie noodwendig die geval is in Afrika nie. Hulle fokus op handelsbande, instellingsbou, goed soos ontwikkelingsprogramme, sekuriteitssamewerking speel ook 'n rol, en dan bou hulle baie sterk of gebruik hulle baie sterk hulle greep op bankwese. Wat die interne lande in Afrika aanbetref, sal ek net 'n paar uitsonder van die hoeveel 54 of so. So ons begin by Egipte en Algerië. Hulle is beide groot lande, strategies geplaas in Noord-Afrika. Baie energie, groot militêre magte, veiligheid. En hulle leun albei Rusland se kant toe. Dan kyk ons in Oos-Afrika na Ethiopië en Kenia, met hulle nuwe infrastruktuursentrums en hulle kernrolle in streeksveiligheid in daai area. Kenia leun sterk na die VSA se kant toe en Ethiopië meer en meer Rusland, China se kant toe.
Dan moet ons natuurlik Suid-Afrika doen met ons ekonomie, ons diplomatieke profiel, BRICS-lidmaatskap, en ons leen ook sterker en sterker, soos wat ons gesien het nou onlangs, na Rusland en China toe. En dan laastens wil ek net Rwanda ook noem, wat 'n kleiner staat is, maar dis een van die meer effektiewe sekuriteitsspelers op die kontinent, wat werklik hulle militêre mag en weermag soort van uitvoer om buurlande by te staan. En dit is 'n gewilde vennoot vir Europa en die VSA. Ja, dit is interessant om te hoor hoe jy dit beskryf, want daar is natuurlik aan die een kant die politiek en aan die ander kant is daar die ekonomie en die handel en so, en die Europeërs is hierso nou gewees 'n week of wat terug met vreeslike vriende maak en so, en dan geld gee en al die dinge. Dit is interessant en dit is 'n taamlike vreemde vergelyking waarskynlik om te tref, maar as jy dink aan subnasionale streke, so sê nou maar die Wes-Kaap provinsie. Mens sien baie keer dat 'n provinsie met 'n ander provinsie van 'n ander land, of dit nou Kanada of Duitsland is, samewerking het, of jy het die tweeling of sisterstede of al die soort van dinge. Maar as jy sê net maar vir die Wes-Kaap of Somaliland en hierdie substreke neem, het dit 'n impak op die nasionale regerings en hulle geopolitiese spel? Beslis. Dit plaas definitief druk op hulle nasionale regerings, veral as hulle in konflik is of dan in teenstelling is of ander alliansies en vennootskappe verkies. So hierdie state wat jy noem, van hulle neig na iets wat ons 'n proto-staat noem. So dis 'n staat wat alreeds ten volle onafhanklik operasioneer. En Somaliland is 'n goeie voorbeeld daarvan. Die Wes-Kaap is sterk besig om te neig na daai rigting, wat meer en meer onafhanklikheid neem, soos hulle dit moet maar toegelaat word onder die nasionale regering. Dit bly maar 'n stryd, want die nasionale regering is ook nie baie bereid om van daai mag prys te gee nie. Maar hierdie areas is dikwels baie meer funksioneel as die moederland, dan meer stabiel en meer bestuurbaar as die sentrale staat. So dis hoekom internasionale rolspelers toenemend kyk na hierdie plekke waar instellings werk, waar dit meer voorspelbaar is. Nou voorspelbaarheid is baie belangrik, nie net in die politiek nie, maar veral in die ekonomie ook. So dit stel jou in staat om risikoprofiele beter te beheer. Hierdie streke het ook ander waardes, soos demokrasie, beter administrasie wat verskil van die moederstaat, en dis is hulle nog meer aantreklik vir samewerking. Nou jy het die 3 genoem, wat uitstaan. Somaliland, Wes-Sahara is een wat ek kan byvoeg, wat soort van 'n diplomatieke hefboom tussen Noord-Afrika en ander groter moondhede is. En dan die Wes-Kaap wat ek reeds oor gepraat het. Ja, ek wil jou vra hoekom dit so is, die verskynsel te verduidelik, want soos ek nou gesê het, tussen die politiek en die ekonomie en die magte wat so trek aan die ene kant en aan die ander kant, hoekom is dit so dat sommige Afrika-lande nader aan China of Rusland beweeg en ander dan nou nader is aan die Weste? Hoekom sou daar die verskil wees? Ja, ek sien dit vanuit 2 rigtings. Nou, ons hoop dat lande kyk na pragmatiese selfbelang, so hulle kies die areas of streke of blokke wat hulle die meeste bied, sonder dat daar swaar politieke voorwaardes aan verbonde is. Die ander punt is daar's 'n ideologiese narratief soort van wat bly vasleef aan sommige van die lande, en baie lande besef nie dat ons nie meer in die ideologiese koue oorlog leef nie. En dat die keuse eerder op grond van infrastruktuur, energie, geld, sekuriteit, handel en sulke dinge is. So China, Rusland en die VSA het almal baie verskillende waardeaanbiedings, as ek dit so kan stel, en 'n baie ander benadering tot daai aanbieding. So China bied dikwels lenings en infrastruktuur, en hulle het baie minder politieke inmenging as die ander 2 blokke of lande. Rusland fokus meer op regime sekuriteit,
en militêre ondersteuning. En dan, soos wat ek genoem het met die ideologiese narratief, China en Rusland is by sekere lande die uitlewing van weerstand teen die ou westerse geskiedenis en hulle uitbuitende waardes. So baie lande het nog daai ou weerstand wat bly kleef, en ek dink dis wat ons probleem tot 'n mate ook is. So dan die Weste bied dan marktoegang, fokus op ontwikkeling van instellings in die lande, tegnologie, finansiering, maar hulle het baie meer verwagtings, as ek dit ook so kan stel. So om 'n voorbeeld te noem, ek was 'n week terug in Tunesië en hulle is baie pragmaties en staan redelik neutraal en onbetrokke. So hulle kies nie kant nie, maar hulle sê dit word vir hulle baie moeilik gemaak, omdat die Weste sekere dinge en lojaliteit van hulle verwag. Ja, baie ingewikkeld. Dankie Dr. Joan Swart. Sy is 'n forensiese sielkundige met 'n MBA en 'n MA in militêre studies.